Ek is Dominee Adrian Botes van Leidenburg. Ons praat nog steeds van die tema geloof en praktyk en ons gaan weer gesels oor Abraham. Ons lees in Hebreërs 11 vers 17 tot 19. Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer, ja, hy wat die belofte ontvang het, het sy eniggeborene geoffer. Aan wie gesê is, Isak sal jou nageslag genoem word. Want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daar het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang. Nou, iemand kan meer as een toetsing deurgaan in sy lewe. Die apostel Petrus sê dat ons deur ons lewens allerhande beproewinge moet deurgaan. Met ander woorde, meer as een beproewing en op verskillende soorte, en ook verskillende soorte beproewinge. Die doel is sodat die beproefdheid van ons geloof tot lof en eer van God bevind mag word op die laaste dag. So lees ons in 1 Petrus 3 vers 6 tot 7. Nou Abraham het deur allerhande beproewinge in sy lewe gegaan. En jy kan gerus maar weer die geskiedenis van Abraham gaan lees en ook wat Jesus en sy apostels oor Abraham gesê het. Abraham het nie altyd gelyke grond gehad nie, maar baie kere opdraandes gehad om uit te loop. En soms was sy voete op gevaarlike grond. Maar as jy nie oppas, as jy verkeerd trap nie, in groot moeilikheid kan beland. Nou Abraham se grootste toets het gekom toe die Here hom beveel het om sy seun Isak te offer. Nou, God vir Abraham se geloof en vertroue in hom toets, en God het vir Abraham beloof dat hy 'n groot nageslag sal hê, en dat sy seun Isak die een is deur wie die verbond voortgesit sou word. En Abraham se geloof en vertroue in God het al soveel loutering deurgemaak dat hy dadelik sy seun gevat het en na die plek gegaan het waar God gesê het dat hy sy seun moet offer. Abraham het vir Isak gesê dat God self die offerdier sal voorsien. Abraham het vir sy diensknegte op 'n plek laat wag en vir hulle gesê dat hy en Isak na hulle toe sal terugkom. En Abraham se geloof en vertroue in God was so sterk dat hy selfs geweet het dat God in staat is om die dode op te wek. Selfs al sou hy Isak offer, sou God vir Isak opwek het om die belofte wat hy gemaak het te vervul. Abraham het tot op die laaste sekonde geglo en op die Here vertrou, totdat die engel van die Here na hom geroep het en hom gekeer het. Nou verstaan maar, God sou nooit toegelaat dat Abraham vir Isak offer nie. Maar het verander nie die feit dat Isak en Abraham en elke ander mens die dood verdien oor hulle sonde en ongeregtigheid nie. Die engel van die Here het daar en dan 'n tydelike plaasvervanger vir Isak se lewe gegee. Dis die ram wat daar in die doringbos vasgesit het. Wat in werklikheid gebeur het, is dat die engel van die Here op grond van God se raadsplan gewys het dat hy eendag die plek van Isak se inneem, sowel as die plek van Abraham en almal wat God se naam sou aanroep om gered te word. Die engel van die Here sou in die volheid van die tyd mens word, net soos ons, en hy sou die vlekkelose lam van God wees, wat sy lewe ter wille van baie sou aflê. Ons geloof en vertrou in God word ook baie kere selfs in warm vuur getoets, en die doel is om ons geloof skoon te maak van ons suiwerhede, sodat ons meer heilig voor God kan staan. Maar die probleem kom in, dat as die dinge van hierdie wêreld en die dinge wat ons het, so belangrik is dat ons dit nie wil prys gee nie. Selfs al sal God vir ons iets beters gee nie. En dan wys ons dat ons hart nie werklik by God is nie, dat ons nie regtig op hom vertrou nie, as ons bang is om hom te dien en sy wil te doen, as ons sou weet dat ons iets daaruit sou verloor. Daarom moet ons soos Abraham op God vertrou en in geloof lewe en doen wat die Here vir ons vra. Want die Here het tog vir ons soveel meer as hierdie lewe en hierdie ellende wat ons in hier en nou ervaar. En dit is die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel, waar ons alreeds deur Christus burgerskap het. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dankie dat U ons nie beproef bo ons kragte nie. Ons weet dat U die nie volmaakte en die herstelde lewe vir ons hier en nou beloof het nie, maar dat ons nog steeds deur swaar tye moet gaan. Dankie dat U daardie tye gebruik om ons geloof te toets en te suiwer, sodat ons aan die einde daarvan kan weet dat
U ons geloof versterk het. Vergewe ons ook asseblief ons klein geloof wanneer ons in swakheid nie die toets goed slaag nie. Amen.